Landbouskrywer Suid-Afrika is 'n onafhanklike professionele liggaam wat die beeld en gehalte van landboujoernalistiek in Suid-Afrika bevorder. Hierdie organisasie vier vanjaar sy 40ste verjaarsdag. Die voorsitter Magda de Tooy vertel ons nou meer. Môre Magda en welkom ook aan jou. Goed Magda, wie en wat is Landbouskrywer Suid-Afrika? Landbouskrywer Suid-Afrika is 'n vereniging spesiaal vir mense wat oor landbou kommunikeer. So dit sal nou insluit die tradisionele joernalis wat skryf oor landbou, maar is ook mense wat radio-onderhoude doen, televisie, sosiale media deesdae. Ons maak ook voorsiening vir daai joernaliste. Maar dan sit ook landboukommunikeerders by maatskappye. Want alhoewel hulle nie in die journalistiek is, skryf hulle tog baie en doen hulle ook 'n baie belangrike rol om met die media en met die publiek te gesels oor wat landbou is en wat die maatskappye ook doen ten opsigte van landbou. En waarom bestaan daar so 'n organisasie as jy dit vir ons kan opsom? Ag, dit is maar om te kyk vir mense wat dieselfde belange het, om hulle bietjie te help om ook hulle self op te bou, 'n bietjie opleiding te verskaf, sodat hulle met mekaar ook kan gesels en beste praktyke met mekaar kan deel. Ja. Want as jy in die landbou is en spesifiek in landboujoernalistiek, kan jy baie keer 'n bietjie geïsoleerd voel en dan bied ons aan die platform waar mense lekker met mekaar kan gesels, beste praktyke deel soos ek gesê het. So dit is maar net 'n professionele organisasie om die joernaliste te ondersteun. Hoe gaan julle te werk om julle doelstellings te bereik en kan jy dalk so 'n paar van daai doelstellings vir ons uitsonder? Graag. Ons het in ons grondwet maak ons voorsiening vir opleiding. So wat ons nou onder opleiding sien, ons het byvoorbeeld 'n kongres, 'n internasionale kongres elke jaar. So ons moedig ons lede aan en waar ons kan help ons hulle ook om daai kongres by te woon. Ons het byvoorbeeld hierdie jaar die internasionale kongres in Suid-Afrika aangebied. En daar is daar opleiding oor fotografie of oor gebruik van sosiale media en dan sommer net 'n bietjie oor landbou in die wêreld, want 'n ou moet tog weet wat in die wêreld aangaan sodat jy dit in perspektief kan plaas oor wat in Suid-Afrika gebeur. Dan het ons ook kompetisies wat ons aanbied. So ons het 'n hele klomp journalistieke kompetisies, ons het 'n fotografie kompetisie. Ons gaan ook nou 'n fotografie kursus aanbied vir mense wat vee af moet neem op 'n skou, want daardie kuns is besig om uit te sterf. So ons het besluit ons moet ons jong fotograwe weer 'n bietjie oplei daarmee. En dan reël ons ook funksies en gesprekke met mense in landbou. So daar's 'n hele klompie goedjies wat ons doen om mense binne die landbouskrywers te help met opleiding en om hulle sodat die kuns te verbeter. Ja, dit klink sommer alles baie goed. Nou ons het nou vroeër genoem julle vier vanjaar julle 40ste verjaarsdag. So hoe sou jy sê die organisasie oor jare gegroei? Ons het begin met 18 lede in 1977. En so het dit maar gegroei tot 50 lede, 100 lede. Ons staan tans oor 200 lede in Landbouskrywers SA. En ons het ook, soos tye verander, pas jy ook nou maar jou doelwit 'n bietjie aan. Soos ons nou in die moderne tyd is, moet jy bietjie kyk na sosiale media. Dit speel 'n verskriklike belangrike rol. En ook wat is waarheid en wat is nie waarheid nie. Watter bronne moet jy glo, watter bronne moet jy nie glo nie. So ons in die hele, alhoewel die aktualiteit nog altyd daar is, het ons tog besluit ons moet 'n bietjie kyk na modernisering om jong mense in landbou te kry. Dit sluit sommer baie mooi aan by my volgende vraag. Wat dink jy van die toekoms van hierdie bedryf en daai tipe van aspekte wat jy nou uitgesonder het in terme van wat jy wil bevorder? Ek is baie opgewonde as 'n mens sien hoeveel jong mense is daar in die landbou. Baie mense is bekommerd dat landbou gedoen word deur ouer mense. Maar as ek kyk na die joernaliste wat inkom, daar's regtig 'n hele klompie jong nuwe mense wat inkom. En ook as jy boere daar bywoon en jy kyk so na die gesigte, is daar regtig 'n klomp jong manne en vroue wat deesdae die landbou betree en wil boer. Ja. En ek dink is baie belangrik dat ons van landbouskrywers se kant af ook hierdie mense ondersteun met inligting. En hierdie tydskrifte wat hulle lees, maar ook die jong mense is meer op die internet en met sosiale media, so ons moet hulle belange ook daar dien. Ja, en gretig om te leer. Nou julle het ook 'n reeks toekennings wat julle jaarliks uitdeel. Gesels 'n bietjie met ons daaroor. Die belangrikste toekenning wat ons nou al hierdie jaar ook vir die 40ste jaar gaan doen, is ons nasionale boer en landboukundige van die jaar toekenning. En die afgelope 12 jaar kyk ons ook al om 'n nuwe toetreder te vereer. So dis nou nie 'n kompetisie in die sin van die woord dat die boer kan inskryf nie. Iemand moet hom nomineer
en sien maar hierdie persoon beteken baie vir landbou. Hy neem risiko's, dis regtig iemand wat 'n voorbeeld kan wees vir ander. Ja. So ons nomineer boere of landboukundiges en dan het ons 'n span onafhanklike beoordelaars wat die nasionale beoordeling doen. So hulle word eers in provinsievlak vereer en dan op nasionale vlak vereer en dan Vrydag aanwys ons dan nou die 2017 boer landboukundige en nuwe toetreder van die jaar aan. Sjoe, dit klink alles baie opwindend en ek dink dis ook 'n goeie ding dat hierdie mense vereer word vir die werk wat hulle doen. Baie dankie dat jy vanoggend 'n bietjie meer van hieroor kon vertel het. Dit was Magda de Tooy, voorsitter van Landbouskrywers Suid-Afrika.